Here, ons kom vanoggend by mekaar as kinders van die lewende God. Ons het die voorreg, Here, om na onsself te verwys as kinders van God, Here. Uit genade van U af en as gevolg van dit wat U Seun, Jesus Christus, aan die kruis vir ons gedoen het, Here, kan ons dit sê. Deur geloof in U wonderlike Seun, Here, het ons die voorreg gekry om kinders van die lewende God te wees. Here, maar om hierdie voorreg te gebruik en om werklik kinders van God te wees, kom met 'n verantwoordelikheid. En ons het nou net 'n liedjie gesing wat ons sê, U is alles vir ons. En as ons om ons kyk na die samelewing om ons, Here, dan is daar baie van ons wat kinders van God is, maar U is nie alles vir ons nie. Vandag se boodskap gaan juis daaroor, Here. Is U alles vir ons? Here, seën vanoggend U eie woorde, dat hierdie woorde van U sal wortel skiet in ons harte, Here. Ons weet dat hierdie woorde wat U vir ons in die woord gegee het, beteken niks sonder die krag en die werking van U Heilige Gees nie. Here, so ek wil U vra vanoggend om die Gees wat in elkeen van ons te werk, om ons aan te wakker, Here, dat hierdie woorde, dat ons dit sal aanneem as U waarheid, Here. Here, seën my ook asseblief dat ek U woorde reg sal gebruik, dat U alleen verheerlik sal word, Here. Want U alleen is waardig om verheerlik te word. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 6. Ons is nog steeds daar by Efesiërs 6 vers 10 tot 18. En ek gaan weer vir ons die hele gedeelte lees van die wapenrusting van God. En ek lees uit die woord van die lewende God. Eindelik, my broeders, en ek wil bysit susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Tot sover. Nou wanneer ek in jy Bybel lees, en ons fokus op 'n spesifieke gedeelte, soos wat ons nou doen hier in Efesiërs 6, ons fokus nou, ek dink ons is nou in die 5de of die 6de week, wat ons kyk na vers 10 tot vers 18. Ons kan soms vergeet dat die hele Bybel het een boodskap. Ons is nou so gefokus op hierdie wapenrusting, dat ons kan soms vergeet dat hier is ander gedeeltes in die Bybel, wat eintlik maar vir ons presies dieselfde sê. God het verskillende mense gebruik, om op verskillende maniere vir ons presies dieselfde boodskap te gee. En die wapenrusting van God staan nie apart van die Bybel nie. En staan ook nie apart van die res van die Bybel nie. Met ander woorde, dit wat Paulus hier vir ons skryf, oor ons lewenstyl, is nie uniek nie. Dis nie net Efesiërs 6 wat vir ons praat oor ons lewenstyl nie. Ons sien dit reg deur die Bybel. En veral ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, ons sien dit reg deur die hele Nuwe Testament. So wat Paulus hierso doen is, hy vat 'n klomp beginsels saam, en hy kompakteer dit vir ons in 8 verse, sodat ons dit saam kan ontleed, en sodat dit vir ons sin maak. Want wanneer iets vir ons sin maak, dan kan ons dit toepas in ons lewens. En dit is ongelukkig, hoekom daar so baie gelowiges is wat sukkel met hulle geloofslewe, met die praktiese gedeelte van hulle lewe. Want hulle lees hierdie goeters, dan maak dit nie vir hulle sin nie. So die Heilige Gees het vir Paulus geïnspireer om hierdie wapenrusting vir ons te gee, sodat dit vir ons sin maak, al hierdie verskillende konsepte. So voordat ons aangaan met die volgende gedeelte van die wapenuitrusting, wil ek vir julle kyk hoe jou geloof in Christus en jou vertroue in Christus
jou lewe moet affekteer? Hoe moet dit uit verskillende aspekte, of uit verskillende plekke van die Nuwe Testament uit, hoe moet dit lyk in jou lewe? Met ander woorde, hoe moet jou geloofslewe lyk, as ons na verskillende plekke kyk in die Nuwe Testament? So wat ek vinnig gaan doen, is ek gaan vir ons 7 beginsels uithaal, uit verskillende skrifgedeeltes uit, sodat jy kan sien, dat dit wat ons nou in Efesiërs 6 leer, is nie uniek nie. Dit is die boodskap van die Nuwe Testament. Jy kom tot geloof, daar vind verandering in jou plaas. As daar geloof, as God jou aan jou genade toon, en daar is nie verandering nie, dan is daar 'n probleem met jou geloof. So die eerste beginsel waarna ons gaan kyk, hierdie is nou net basiese beginsels. Die eerste een is, Christus het die vyand oorwin. 1 Johannes 3 vers 8 sê vir ons, wie sonde doen, is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. So Jesus het reeds die werk van die duiwel vernietig. As jy 'n gelowige is, as jy vanoggend hier sit, en jy is 'n wedergebore Christen, dan het sonde geen mag oor jou nie. Niks nie. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. En sodat hy hulle, wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Hoor julle daar, jy's bevry. Selfs die dood moet nie enige vrees by jou aanwakker nie. Christus het Satan oorwin, en Satan is onderwerp aan Christus. Die groot oorlog waarin ons is, hierdie groot geestelike oorlog, is klaar gewen. Al waarmee ons besig is met hierdie klein veldslae in elkeen van ons eie lewe. As jy egter glo in Christus, dan is jy vry. Jy's vry van sonde, en jy's vry van hierdie slawerny van sonde. En jy moet dit glo. Die tweede beginsel is, elke gelowige ontvang die Gees van God die oomblik wanneer wedergeboorte plaasvind. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as wat hy wat in die wêreld is. Jesus het reeds oorwin, en die Gees wat vir Christus uit die graf uit laat opstaan het, woon binne in jou. En daai Gees is magtiger as dit wat in die wêreld is. Baie, baie magtiger. So wanneer die krag van God deur jou werk, dan kan die vyand jou nie verslaan nie. Kan nie. Julle kan onthou dat ek verlede week en die week voor het gesê dat hierdie ongelooflike krag van God is beskikbaar vir jou. Dis daar, dis beskikbaar, dis lewendig in jou, maar jy moet dit aktiveer. En hoe aktiveer jy die krag van God? Tyd in die woord, gebed en dan gehoorsaamheid. Daai 3 elemente moet betrokke wees. En onthou, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Die derde beginsel, al het Christus die vyand oorwin, jy het nog nie. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê, wees nugter en wees waaksaam. Julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof en die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Omdat ons weet God het reeds oorwin en omdat ons hierdie oorwinningsgees in ons het, kan ons wakker wees en ons kan waaksaam wees en ons kan nugter wees om hierdie vyand te identifiseer en om hom teen te staan. Die Gees van God gee vir jou die krag. En wat Petrus hier vir ons skryf, is hy skryf dit amper in 'n opdragvorm. Wees nugter, wees waaksaam. So wat Petrus hier doen is, hy gaan uit met die veronderstelling, dat as die Gees van God in jou woon, dan sal jy nugter wees, en jy sal waaksaam wees, so jy sal hierdie brullende leeu kan teenstaan. En dit is hoekom hy dit in 'n opdragvorm skryf. Soos wat Paulus vir ons gesê het, ons moet committed wees, is dit amper asof Petrus sê, maar ek neem aan julle is committed. Want dit maak tog net sin dat jy moet committed wees vir Christus. So die vierde beginsel dan is, die vraag wat ons kan vra is, hoe kan ek die duiwel teenstaan? En die antwoord is in Efesiërs 4 vers 27. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Jy moet nie die duiwel vashou plek in jou lewe gee nie.
Die direkte implikasie is hierso, as die duiwel vatplek in jou lewe het jy dit vir hom gegee. Jy het hom toegang tot jou gegee. Hoe gaan ek die vyand nie vatplek in my lewe gee nie? 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, sodat Satan nie die oorhand oor ons kry nie, ons is immers nie onbekend met sy planne nie. So, na die laaste paar weke ken ek en jy nou Satan se planne. Ons weet presies hoe opereer hy hier in die wêreldstelsel. So, nou dat ons weet hoe hy werk, ons weet hoe sy planne werk, moet ons hom nie vatplek in ons lewens gee nie. En wat is sy plan? 1 Johannes 2 vers 15 en 16. Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. Die dinge wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. En hoor nou vers 16. Want alles in die wêreld, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Jou eie begeertes. Jou eie begeertes is wat Satan target. Dit is die brullende leeu wat rondloop. Die enigste manier wat Satan vatplek kan kry in jou lewe, is deur jou oë en deur jou ore. Waaraan stel jy jouself bloot? Wat kyk jy op TV? Waarna luister jy op YouTube en al die social media kanale? Onthou, Satan is agter jou gedagtes aan. Al wat Satan wil doen is hy wil jou gedagtes beïnvloed om God te bevraagteken. Nou wat doen ons as ons sien dat hierdie planne is in werking om ons? 2 Timoteus 2 vers 22. Vlug weg van die begeertes van die jeug en streef saam met die dinge wat die Here met 'n rein hart aanroep, na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Lewe 'n rein lewe. Vlug weg van die begeerlikhede af. Dit wat jy begeer, dit wat jou vlees begeer, vlug weg daarvan. Moet dit nie gaan toets nie. Moenie jouself daaraan blootstel om te kyk of jy sterk genoeg is om dit te weerstaan nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Nou ons kan hierdie 7 punte wat ek nou vir julle genoem het, ons kan dit amper 'n formule noem van hoe jy 'n godvreesende lewe kan lei. Ons weet Jesus het oorwin. Ons weet dat dieselfde kragtige gees wat Jesus opgewek het, woon binne in ons. Dit is hoekom ons die duiwel kan teenstaan. Ons gee hom nie vatplek in ons lewens nie deur om weg te vlug van ons eie vleeslike begeertes af. En dan 'n ander gedeelte het Paulus vir ons amper presies dieselfde gesê. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, dis amper 'n praktiese opsomming hierdie. Want al tree ons in menslike swakhede op, voer ons die stryd nie in menslike swakheid nie. Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie. Ook neem ons elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. Jou gedagtes. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet jou gedagtes gevangen hou tot gehoorsaamheid aan Christus. Daar's geen manier dat jy die oorlog teen Satan gaan verloor as jy hierdie beginsels toepas in jou lewe nie. Geen manier nie. Hier is die enigste rol wat ek en jy speel in geestelike oorlogvoering. Is gehoorsaamheid aan Christus. 'n Rein lewe. Dis nie al hierdie vreemde leringe wat ons hier buite kry nie. Daar's niks flashy aan geestelike oorlogvoering nie. Dis nie wow en ons bind mense en Satan en al sy demone en al hierdie tipe goeters nie. Daai is snert. Dis mense wat nie na hulle eie harte wil kyk nie, wat nie hulle eie lewens wil ondersoek nie. Hulle hou hulle besig met daai goed. As jy 'n wedergebore Christen is, dan is jou geestelike oorlogvoering die oorlog vir jou gedagtes. Dis waar agter Satan is. En dit word in Efesiërs 6 beskryf as die wapenrusting van God, hierdie hele lewenstyl. Paulus het alles wat ek nou net genoem het, uit hierdie verskillende plekke uit in die Nuwe Testament, opgesom in vers 10 tot vers 18. En hy het dit die wapenrusting van God genoem. As Christus jou Here en Redder is, dan is hoe jy lewe na jou redding belangrik. Jou lewenstyl is belangrik. Dis geweldig belangrik. En dit is hoekom die wapenrusting van God krities is vir elke gelowige wat die begeerte het om gehoorsaam te wees aan God. En die hartseer ding is, daar is ware gelowiges wat nie die begeerte het om gehoorsaam te wees aan God nie.
Ons het nou daaroor gesels. As jy die brief wat Paulus geskryf het aan Galasiërs, as jy daai brief gaan lees, hy skryf dit aan ware gelowiges en hulle is mislei deur valse leringe. Hulle is mislei. Hulle hardloop agter hierdie vleeslike goeders aan. En hulle is werklik wedergebore Christene. En dit is hoekom kerk vir ons belangrik is, sodat ons mekaar accountable kan hou. As ons sien iemand in die midde van ons is besig om agter valshede aan te hardloop, moet ons mekaar teregwys. Want anders te los ons 'n geliefde en 'n broer en suster in Christus vir die wolwe. So ons moet dit doen. As jy staande bly teen Satan se leuns, dan moet jy die krag wat God aan jou beskikbaar gestel het aktiveer. Onthou, en hierdie is baie belangrik en ons vergeet dit baie vinnig. Ons vyand is nie mense nie. Selfs nie eens ongelowiges nie. Selfs nie eens sataniste en toordokters en al hierdie vreemde mense nie. Hulle is nie ons vyande nie. Ons vyand is 'n geestelike vyand. So ons wapen is geestelik. Dis die enigste manier hoe ons 'n effek gaan hê met die geestelike oorlogvoering, is met geestelike wapens. Gebed, leer God ken uit die Bybel uit, die 66 boeke van die Bybel, en wees dan gehoorsaam. Daar's ons wapens. Dis ons 3 wapens. En dan vergelyk Paulus hierdie lewenstyl met 'n Romeinse soldaat se toerusting. Onthou ek het vir julle gesê dat meeste teoloë is oortuig dat hy was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, en terwyl die Heilige Gees hom geïnspireer het hy na hierdie ou gekyk en gesê, maar dit wat ek geestelik doen is wat hierdie ou fisies doen. En dit is hoekom hy daai vergelyking gemaak het. En die eerste een is, jy moet al hierdie losdele van jou lewe moet jy bymekaar maak met die beld van die waarheid. Al hierdie leuns waarin jy jouself blootstel, YouTube, Facebook, Instagram, al hierdie leuns wat jy hoor, hierdie vreemde leringe wat jy jouself aan blootstel, jy moet dit bymekaar maak met die beld van waarheid. Waarheid, Christus is waarheid. Daar's net een plek waar jy daai waarheid kry, en dis in die Bybel. Met die beld van waarheid, jy moet al die lospunte van jou lewe bymekaar maak. Dan sien ons, verlede week het ons gekyk na die borsplaat van geregtigheid. Commitment. Jy moet committed wees eerstens by die beld van waarheid, jy moet committed wees vir die oorlog, en dan sien ons, jy moet committed wees vir 'n heilige lewenstyl. Want dis wat die borsplaat van geregtigheid is. Onthou julle, ons het gekyk na die 3 tipes geregtigheid. Hierdie geregtigheid is die praktiese geregtigheid, die praktiese verandering wat plaasvind in jou lewe, van die ou mens na die nuwe mens. Nou is jy 'n Christen. Nou lyk jy soos Christus, en elke dag poog jy om meer en meer soos Christus te lyk. Dit is die borsplaat van geregtigheid. En dan kom ons vandag by die 3de stuk toerusting van hierdie wapenrusting. Vers 15 sê, en na skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die skoene van vrede. Nou die konteks wat Paulus hier gebruik het van skoene van 'n soldaat. Ons sien skoene vandag as 'n fashion accessory. Jy weet, ons het mooi skoene vir kerk, en dan het ons mooi skoene vir die dorp, en dan het ons mooi skoene vir Saterdagdorp, en dan het ons tekkies om te gaan draf, en dan het ons tekkies om te gaan speel, en dan het ons sommer net mooi tekkies, en dan het ons plakkies vir die dorp, en dan het ons plakkies vir die plaas, en dan het ons Crocs, want hulle loop lekker. So skoene is nie vir ons dieselfde, ons het nie dieselfde idees wat skoene het as wat die ouens 2000 jaar terug gehad het nie. Nou 2000 jaar terug was paaie rof en grof gewees. Dit was woes gewees, die wêreld was nog woes gewees. So daar was klippe en dorings en skorpioene, en die paaie is nie geskraap nie, dit was nie teerpaaie gewees nie, dit was rof gewees. So skoene vir 'n soldaat was die belangrikste stuk toerusting wat hy gehad het. Want onthou, hulle het ook nie mooi lorries gehad as hulle gery het om te gaan oorlog hou nie. Hulle moes loop met 'n voet. So as jy nou 150 km moet loop agter 'n nasie aan wat jy wil gaan aanval, en jy het nie goeie skoene nie, teen die tyd wat jy daar kom, gaan die helfte van jou soldate dood wees, want hulle gaan uitgebloei wees. Die ander helfte gaan nie kan loop nie, hulle gaan blaas en dorings en spykers, en mind jy, hulle het nie spykers gehad nie, dorings in hulle voete. So skoene was krities belangrik gewees. Sonder 'n goeie skoen het jy nie gaan oorlog hou nie. Jy kon nog gaan oorlog hou het sonder 'n swaard, want jy kan klip gooi.
of slingervel, of jy kan die ou met jou skil doodslaan. Hulle het nie oorlog gehou sonder skoene nie. Inteendeel, die geskiedkundiges sê, die weermag met die beste skoene het altyd gewen. Want daai soldate was in staat om op rowwe terrein te gaan veg. So dit is hoe belangrik skoene in 'n soldaat se mondering was 2000 jaar terug. En jy kan nou dink, nee, jy kan 'n arm verloor, en jy kan nog fight, jy het nog 'n arm. Maar as jou voete seer, as jy wat al blaase gehad het, jy weet, ons het nou gepraat van ons skoene wat fashion accessories is. Julle weet hoe kranklik is ons as ons net ou blaase het van nuwe skoene. Kan jy nou imagine, jy het sulke blaase onder jou voete. So dit is hoekom 'n skoen so belangrik was. En in hierdie konteks van ons wapenrusting is hierdie skoene van vrede krities belangrik vir jou as gelowige. Nou, ongelukkig het hier 'n vertalingsissue ingekom met die Afrikaans. Die Afrikaanse ouens het met die 33 vertaling jy weet, dit nie so goed vertaal nie. So die Afrikaans sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En die Engels sê, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Nou die Afrikaans sê bereidheid en die Engels sê preparation. Nou julle kan hoor, daar is 'n verskil, nê? Nou die Engelse vertaling sê dit meer akkuraat gehad vir die Mengelse. Die Engelse, die preparation was baie meer akkuraat, is 'n akkurater vertaling as van die oorspronklike Grieks. So, hierdie vers gaan nie oor, jy moet uitgaan om die evangelie te verkondig nie. Die vers gaan nie om te sê, as jy nou hierdie skoene van die evangelie van vrede aan het, dan gaan jy nou die evangelie verkondig, of straat-evangelisasie doen, of sendingwerk doen in Kaïro, of waar ook al nie. Die konteks van hierdie gedeelte is nie gaan nie. Kan julle onthou wat is die konteks? Ons is oorlog, ons staan. In vers 11 en in vers 13 sê dit vir ons moet staan, of ons moet staande bly. En dan sê vers 14, staan dan vas. So ons gaan nêrens heen nie. Met hierdie skoene gaan ons nêrens heen nie. Ons staan vas. Dis nie gaan nie. So hierdie gedeelte gaan nie oor evangelisasie werk nie. So waaroor gaan hierdie evangelie van vrede dan? Elke mens wat gebore word gebore as 'n vyand van God. Voor ons gered was, wou ons niks met God te doen gehad het nie. Meeste van julle, as julle terugdink aan julle lewens voor julle redding, jy was openlik 'n vyand van God. Jy sou dit nooit gesê het nie, maar jy was openlik 'n vyand van God gedoen. Jou lewe het gegaan oor dit wat teen God is. En Christus het die goeie nuus gebring. Die goeie nuus van vrede. Romeine 5 vers 10 sê vir ons, as ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. So God het ons met hom versoen, deur Jesus Christus. Ons het nie onsself versoen met God nie. God het ons versoen met homself deur Jesus Christus. En omdat hy ons kom red het, is ons nie meer vyande van hom nie. Of eintlik is hy nie meer ons vyand nie. Hy het ons kom red. Hy het aan ons genade kom toon. Met ander woorde, ons is nou nie meer in konflik met God nie. Ons het nou 'n vredesverhouding met God die Vader. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So as jy 'n gelowige is, dan het jy nou vrede met God. Jy en God is nie meer in konflik met mekaar nie. En dit is wat hierdie skoene van vrede beteken. Dit is wat vers 15 beteken. Die evangelie van vrede is hierdie vergifnis-evangelie wat Christus vir ons gebring het. Die vredes-evangelie. So dit wat Christus gedoen het, het vir ons vrede gebring met God. So dink nou aan dit waarmee ons besig is, oorlog, nê? As ons weet dat die groter oorlog reeds gewen is, en dat Christus weer die oorlog gewen het, en Christus het die vyand oorwin aan die kruis, en as jy dit glo, as jy glo Christus het die vyand oorwin aan die kruis, en God het hierdie kruisdood aanvaar deur die opstanding, dan plaas God jou in Christus.
as jy dit glo. Onthou julle Efesiërs 1, 2 en 3, jou posisie in Christus. Die oomblik wat God jou in Christus plaas God Christus in jou. Dan is jou posisie in Christus. Dan is jy in 'n vredesverhouding met God. Dan is jy in 'n vredesverhouding met God. Die impak daarvan is meer om te sê, ons is nie meer vyande van God nie, maar God is nie meer ons vyand nie. Want as God nou na jou kyk, sien hy sy seun Jesus Christus raak. Dis die vrede wat daar tussen jou en God is. Hierdie almagtige God wat jou kom red het. So die skoene van vrede is die vertroue dat jy aan God se kant is. Nou dink jy, daar kan 'n belangriker ding wees as dat jy aan God se kant is. Nou is 'n belangrike ding. God is aan jou kant. Dis wat dit beteken. Jy is nie net aan God se kant nie. God is aan jou kant. God het vir Joshua gesê, wees rustig, ek sal dit lei. Dis wat hierdie vredesverhouding beteken. God is aan jou kant. Hierdie magtige skepper, wat die krag het om enigiets te doen, wat die wysheid het, wat ek en jy nie kan begryp nie, hy is aan jou kant. En hy veg vir jou. Dit is wat dit beteken om in 'n vredesverhouding met God te wees. Gesondheid. Onthou julle vers 10, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hierdie kragtige God, omdat jy nou in Christus is, en omdat jy nou in 'n vredesverhouding met God is hierdie kragtige God se krag beskikbaar vir jou. Dis daar. Dit lewe binne in jou. Jy moet dit aktiveer. Jy moet dit aktiveer. Nou julle wat ouers is hierso, almal van julle het al vir julle kinders gesê, koeie gee vir ons melk. Nee. Ek en Cindy sê dit vir ons kinders, koeie gee vir ons melk. Julle weet dat julle eintlik jok, nee. Koeie gee nie vir ons melk nie. Julle weet dit. Koeie het melk. En koeie het melk beskikbaar. Maar as jy die melk wil hê, moet jy die koei gaan melk. Geen koei kom na jou deur toe met 'n 2 liter en sê, hier is jou melk vir jou koffie nie. Die koei het melk. Dis daar. Maar jy moet die koei gaan melk. En dan moet jy daai melk uit die emmertjie uitgooi. En in 'n flesie gooi en in jou koffie gooi. Dis presies dieselfde met die krag van God so. Jy het die krag. Dis daar. Maar jy moet iets doen om daai krag in werking te kry. Jy moet iets doen. Anders is daai krag net daar. As jy niks doen nie, dan lyk jy net soos die gelowiges van Galasiërs. Jy word mislei. En wat is dit wat jy moet doen? Jy moet tyd in die woord spandeer. Jy moet jouself omring met gelowiges. Jy moet kwaliteit tyd in die woord van God spandeer. Jy moet die waarheid geleer word. Jy moet jouself onderwerp aan die waarheid. Jy moet bid. Dit wat God praat met jou deur die 66 boeke van die Bybel, moet jy terugpraat met God in gebed. En dan moet jy gehoorsaam wees. Jy moet actually dit wat God vir jou geskryf het in die Bybel, moet jy toepas in jou lewens. Ons is nie robotte nie. Ons is nie die poppies wat so met die toutjies, wat noem mense dit, marionette of so ietsie, wat jy so met die toutjies, want God sit nie daar bo en met sy kinders en hy speel met ons so met toutjies nie. God los ons met 'n verantwoordelikheid. En daai verantwoordelikheid is jou praktiese applikasie van jou geloof in jou lewe, jou dag tot dag lewe. God het die krag, en wanneer jy in Christus is, dan is God se krag beskikbaar. Net soos die melk. Die koei het melk, maar jy moet die koei gaan melk. Jy kan vir daai koei, en hier's boere van julle wat koeie het en wat weet waarvan ek praat is. Jy kan daai koei die beste kos gee en jy kan vir haar die mooiste stal gee. Hy melk gaan nie in jou koffie kom nie. Dis presies wat ongelukkig met gelowiges gebeur. Ons het die krag binne in ons en ons het die mooiste kerke en ons haleluja, goomba, ja, Sondag. Ons spandeer die tyd in die woord nie. Ons spandeer die tyd in gebed nie. Ons onderwerp ons eie lewens nie
aan die God nie. Ons bring nie ons gedagtes, ons neem nie ons gedagtes gevangene tot die gehoorsaamheid aan Christus nie. En dis hoekom ons nie lyk soos Christus nie. Dis hoekom Suid-Afrika se statistiek sê 85.3% van Suid-Afrikaners dink hulle is Christene. Maar as ons hier uitloop, dan lyk dit so Sodom en Gomorra. Hieroor. Jy het vrede met God. Jy lewe in die krag van God. Niemand kan jou oorwin nie. Satan kan jou nie oorwin nie. Hierdie is 'n foolproof stelsel wat God vir ons gegee het. Dit beteken nie jy gaan nou uitstap en jy gaan 'n heilige lewe lei en jy gaan nooit in jou lewe weer sonde doen nie. Dit beteken dit glad nie, want ons bly mens. Maar wat dit wel beteken, wanneer jy sonde doen, die tydperk van jou sonde doen en die tydperk van belydenis en wegdraai, gaan al hoe minder word. As jy 'n nuwe gelowige is, kan dit nog lank vat. Maar soos wat jy groei in jou geestelike volwassenheid, word hierdie al minder en minder en minder en minder en minder. Hierdie tyd word al hoe minder. Met ander woorde, die oomblik wat jy sonde doen, gaan die Heilige Gees jou aankla. As jy ingestel is op die waarheid van Christus. Onthou, die Heilige Gees se hoofrol is om jou aan te kla van jou sondes en om die wêreld aan te kla van hulle sondes. Dis die Heilige Gees se hoofrol. Met ander woorde, as jy in 'n kerk is wat nooit oor jou sonde praat nie, dan is die Heilige Gees nie in werking in daai kerk nie. As jy met hierdie wete lewe, dat jy vrede met God het, dan eers gaan jy 'n bold Christen kan wees. Dan eers gaan jy hier uitstap en jy gaan die wêreld face, maak nie saak wat is die nagevolg nie. Jy gaan in waarheid lewe, maak nie saak wat is die nagevolg nie. Die almagtige God, die skepper van hierdie aarde, is aan jou kant. En jy lewe in 'n vredesverhouding met hom. Jy het die skoene van vrede aan. Jy kan nie verloor nie. Dink aan mense soos Stefanus waarvan ons lees in Handelinge 6. Daar staan in vers 8, en Stefanus was vol van geloof en krag. Hy het vreesloos die waarheid verkondig. En hy het vreesloos die waarheid gelewe, tot hulle hom doodgegooi het met klippe. En toe het hy nog steeds, terwyl hulle hom doodgegooi met klippe, gesê, Here, vergewe hulle. Dink aan die apostels wat vermoor is vir hulle geloof. Hulle almal, Petrus het van 'n lafaard verander na 'n vreeslose ou, wat opgestaan het daai dag met die uitstorting van die Heilige Gees, en die Israeliete in hulle oë gekyk en vir hulle gesê, julle het die Messias vermoor. Julle. Hy was nie bang geweest dat hy doodgemaak gaan word nie, want hy het 'n vredesverhouding met God gehad. Jy moet die skoene van vrede aantrek, sodat jy vas kan staan met die wete dat hierdie kragtige God het reeds hierdie oorlog oorwin. Die ergste wat met jou kan gebeur is, jy kan jou lewe verloor. Dis die ergste. En wat gebeur as 'n Christen sy lewe verloor? Dan is jy in die teenwoordigheid van God. Hoe erg is dit nou? God het jou nie kom red en jou net gelos aan jouself nie. God het ons nie gered en ons gelos laat ons moet aanploeter met ons lewens nie. God het jou kom red sodat jy 'n lewe van oorvloed kan hê. En jy kan. Alles is beskikbaar vir die Christen om 'n lewe van oorvloed te hê. Alles. Ons moet dit net aantrek, hierdie wapenrusting. Ons moet net hierdie wapenrusting deel maak van ons lewe. Onthou nou weer die koei. Die koei hierdie melk, ons moet daar actually gaan melk. Sy gee nie vir ons melk nie. God gee vir ons hierdie krag, maar ons moet actually hierdie krag aktiveer in ons lewens. God het ons geloofslewe so ontwerp, sodat ons ook 'n verantwoordelikheid het. En dis in God se wysheid wat hy dit so ontwerp het. Want as hy dit nie so ontwerp het nie, wat sou liefde gewees het dan? Hoe sou ons vir God kan wys ons is werklik lief vir hom?
Want die enigste manier wat ek en jy vir God en vir mekaar kan wys, dat ons is lief vir God, is met gehoorsaamheid. Niks wat ons vir mekaar sê, wys liefde nie. Niks wat ons vir mekaar sê, wys liefde nie. Niks wat ons vir mekaar doen, wys liefde nie. Gehoorsaamheid aan God. Want dat wat ek nou genoem het, is skynheiligheid. En ongelukkig is ons kerke vol daarvan. Gehoorsaamheid aan Christus. Jesus het gesê, as julle my liefhet, hou my gebooie. Jy moet jou eie begeertes en jou eie behoeftes moet jy onderwerp aan die wil van God. Jou lewe moet elke dag lyk soos Christus se lewe. Stelselmatig meer en meer en meer soos Christus. Jesus sê in Matteus 10 vers 28 en hierdie wys nogal op die skoene van vrede. Hy sê, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Dis presies hierdie. Ons moet met die vrees van God lewe, dat ons in 'n vredesverhouding is. Ons moet lewe met vrees dat God ons nie, laat ons nie in 'n vredesverhouding met God is. Jy moet elke dag gefokus wees op hierdie vredesverhouding met God. As jy met hierdie wete lewe, en met die vertroue lewe in God, dan sal jy niks vrees hier buite nie. Niks in die wêreld nie. Jy sal nie bang wees vir wat mense aan jou gaan doen nie, en die grootste vrees wat ons tog vandag het, is wat mense van ons sê. Daai vrees sal nie by jou bestaan nie. Want jou lewe sal getuig van die waarheid. Jy sal nie skynheilig wees nie. Jou lewe hier by die kerk, hier waar ons mekaar Sondag sien en waar ons mekaar Woensdae sien en op ander tye sien, sal presies dieselfde lyk as wanneer jy alleen by die huis is, of as jy alleen met jou werksmense is, sal presies dieselfde lyk. En wanneer jy so begin lewe, dan sal jou getuienis kragtig wees. Dan sal jy mense kan begin evangeliseer. Dan eers, want dan gaan mense jou glo, want dan gaan mense hierdie kragtige God se krag in werking sien in jou lewe. En dan, en hierdie is die wonderlike gedagte van evangelisasiewerk, dan sal God jou veranderde lewe gebruik om ongelowiges na hom toe te trek. Want dit is wat God doen. God gebruik ons veranderde lewens om ongelowiges te trek. Jy sal die krag en die wysheid hê om hier uit te gaan in hierdie donker wêreld, en jy sal opstaan vir die waarheid van God. Want jy weet God is in beheer, en jy weet God is aan jou kant. Die skoene van vrede gaan maak dat jou lewe gaan getuig van 'n vreeslose lewenstyl, wat gehoorsaam is aan Christus. Maak nie saak wat is die nagevolg nie. En dis God se doel met ons lewens. Trek die skoene aan. Kom ons bid saam. Here, soms as ons hierdie goeters hoor, dan kyk ons na ons eie lewens en ons bevraagteken ons eie motiewe, ons bevraagteken ons eie hart, Here. En as ons na ons eie lewens kyk en ons sien ons kom nie by hierdie hoë standaard van U uit nie, Here, dan is dit goed, want ons doen nie, Here. Ek dink elkeen van ons wat hier is vanoggend, as ons werklik eerlik is, Here, sal ons erken dat baie soms oorwegende aspekte van ons lewens bring nie eer aan U nie. Here, maar vanoggend wil ek na U toe kom as ons Vader, met wie ons in vrede lewe, en ek wil vir U vra, vergewe ons asseblief, Here. Vergewe elkeen van ons, Here, dat ons U nie waardig genoeg ag om ons eie begeertes aan U wil te onderwerp nie. Here, U het alles gedoen. U het U seun geoffer. Here, U het hom opgewek uit die dood uit.
U het ons harte verander. U het ons kom red, Here. U het die slawerny gebreek van sonde. U het ons in Christus geplaas en Christus in ons. U het ons vergewe van alles wat ons gedoen het, Here. U het alles gedoen. Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God. Here, en ons is dankbaar daarvoor. En ons eer U daarvoor, Here, en ons loof en ons prys U daarvoor. Here, op 'n vorige geleentheid het ek gevra dat U ons gemeente sal gebruik tot U eer. En ek weet dat dit is 'n gebed wat U sal verhoor. En ek wil dit vanoggend weer vra, Here. Here, brand elkeen van ons wat hier is suiwer in U oond. Dat ons U sal verheerlik. Dat ons U sal verheerlik in ons persoonlike lewens. En dat ons as gemeente U sal verheerlik, Here. Maak nie saak wat is die nagevolg nie. Here, en ons kan dit bid, want ons weet ons lewe in vrede met U. Ons is in 'n vredesverhouding met U. Ons hoef niks te vrees nie. Here, en as ons dit gaan ontleed hierdie gedagte, dan is dit 'n wonderlike gedagte. En is 'n lekker gedagte, Here, om te weet dat nie eers Satan kan iets aan ons doen wat sleg sal wees vir ons nie. Want teenspoed is nie altyd sleg nie, Here. U gebruik soms teenspoed om ons harte te suiwer. En U gebruik soms teenspoed in van ons lewens om iemand anders te ietsie te leer, om dalk 'n vriend of 'n familielid se lewens te suiwer, Here, en dis ook goed. U is ons God, U is ons Vader, U is ons Here. Here, ons het die begeerte om ons hele lewe te onderwerp aan U. Lei ons daarin asseblief, Here. Laat U Gees in elkeen van ons werk, dat alles wat ons doen, ons sal doen tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Here, en dankie dat U ons nie net gelos het nie. Dankie dat U ons nie net kom red het en ons gelos het, laat ons aanploeter met ons dag tot dag lewe, Here. Dankie dat ons die wete het, dat U in ons lewe. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Amen.